Ek is van mening dat geduld en vrede twee kante van dieselfde muntstuk is. 'n geduldige persoon het baie vrede en 'n vredemaker het baie geduld. Ons het hierdie hele maand lank nou al oor geduld gepraat en 'n tema wat baie ter sprake kom is die feit dat geduld in tye van afsondering en stilte voor God gekweek word. Dit is omdat tye van gebed en God se teenwoordigheid vir jou innerlike vrede gee wat lei tot uiterlike geduld. Jesus het iets hiervan verstaan. Ons lees gereeld in die evangelies hoe hy homself afgesonder het in die veld of op die Olyfberg of op ander stil plekke. In vandag se tyd is stilte eintlik iets wat ons ongemaklik maak. Dis asof ons samelewing verslaaf geraak het aan geraas. Dink maar net aan die hoeveelheid tyd wat ons spandeer voor radio's of televisie of selfoonskerms. Dit is asof ons lewe wil probeer volmaak met klanke en beelde. Dit is asof ons nie ons gedagtes wil stil hê nie, want dan moet ons die emosies konfronteer wat ons eintlik wil vermy. Emosies soos vrees of angs, teleurstelling of verwerping. Dit is egter nodig vir ons geestelike welstand en ons innerlike vrede en geduld om stil te word in God se teenwoordigheid en hierdie emosies te konfronteer. Ons lewens word nie bepaal deur dit wat met ons gebeur nie, maar eerder hoe ons daaroor reflekteer. En ongelukkig gee ons onsself nie die kans om ordentlik oor ons omstandighede te reflekteer nie. Ons gee onsself nie die kans om by innerlike vrede uit te kom nie. In Matteus 26 vanaf vers 36 tot 56 lees ons hoe Jesus die stryd van sy hart voor God veg. Hy het geweet dat die tyd van sy kruisiging en inhegtenisneming naby kom en daarom het hy in gebed met die Vader getree. Hy het eenkant toe gegaan en hy het begin worstel met God. Hy was eerlik oor sy emosies en hy het vir die Here gevra om die beker van lyding by hom verby te vat. Hy het genoeg tyd gevat om oor sy emosies en sy omstandighede te reflekteer. Ons lees dat Jesus 3 keer weggegaan het om te gaan bid. Ons weet ook dat Jesus se gebed nie God se wil verander het nie. Maar dit het Jesus gehelp om vrede te maak binne homself met die lyding wat vir hom voorlê. Om in stilte en in gebed in God se teenwoordigheid te wees, gaan ook nie noodwendig ons omstandighede verander nie. Maar dit sal vir ons die innerlike vrede gee om ons uiterlike omstandighede met meer geduld te kan hanteer. Vrede is nie net die afwesigheid van geweld of oorlog nie. Vrede gebeur wanneer mense deernis en geduld met mekaar het. Dit sien ons ook in Jesus se optrede na sy gebed, toe hy deur die leierpriesters en familiehoofde in hegtenis geneem word. Een van sy disippels het 'n swaard uitgepluk en die hoofpriester se slaaf se oor afgekap. Maar Jesus het met hom geraas. Hy het selfs die slaaf se oor opgetel en hom genees. Hoe ongelooflik vreedsaam en geduldig is Jesus nie. Te midde van sy eie lydingstyd, terwyl hy bewus is van die geweld wat op hom wag, verloor hy nie sy geduld nie. Hy het medelee met die slaaf en hy maak vrede. Hy ontlont 'n baie spanningsvolle situasie. Omdat hy oomblikke tevore tydens gebed innerlike vrede ontvang het, het hy die krag en geduld om vrede in die uiterlike wêreld ook te maak. Ek gaan eerskomende Sondag tydens die aanddiens 'n bietjie meer diepte ingaan oor wat stilte en afsondering voor God nou eintlik beteken en ook hoe ons kontemplatiewe spiritualiteit in ons eie lewens kan beoefen. Ek hoop ek sien jou daar.